Baie welkom by ons erediens. Dis heerlik om so klein bietjie meer vryheid te hê met vlak 3 en ons hoop dat dit tog vinnig ook na die volgende vlakke en uiteindelik na 'n volledige herstel van ons situasie sal vorder. Ek begin vandag met 'n reeks oor die klaagliedere van Jeremia. Dis 5 gedigte, 5 hoofstukke wat geskryf is net na die val van Jerusalem en die tempel in 586 voor Christus. Jeremia huil in hierdie boek hartroerend oor die toorn van God en die dinge wat hy sien in sy land gebeur. En in hartverskeurende detail brei hy uit oor die nood wat mense ervaar, die dodelike impak daarvan ook op die geloofsgemeenskap. My oë is gedaan van huil, dit brand in my moed is gebreek, skryf hy in hoofstuk 2. Die vraag was brandend, hoe kon God soveel ellende oor sy volk bring? Waar laat dit hulle nou? Sou daar nog iets oor wees vir die toekoms? Wat kan hulle van God verwag? Wat mag hulle van God vra? En dis vrae wat ons ook vra oor ons situasie. Is ons in 'n ander tipe situasie. Ons is nie in ballingskap nie, maar ons is wel in inperking en met 'n geweldige nood wat oor nie net die land nie, maar oor die wêreld losgebars het. En ons vra vrae oor verlies. Ons vra vrae oor ontwrigting. Ons vra vrae oor onsekerheid. Ons vra vrae oor die toekoms. En Jeremia, hoewel hy vir 'n ander tyd skrywe, gee vir ons 'n manier van praat met God, wat ons klaagliedere noem. Lament is miskien 'n beter woord wat 'n mens kan gebruik, of lamenteer, as 'n mens dit as 'n werkwoord wil gebruik. En ek dink ons kan daarby leer, en ek wil jou uitnooi om saam met my die volgende 5 weke aan klaagliedere te spandeer. Elke week lees ons 'n hoofstuk, en elke week sal ek dan daarop reageer in prediking. Jy is welkom om vrae te vra en vir my te stuur en ook opmerkings te maak, jou eie waarneming van ons situasie te skryf, en dan sal ek dit inwerk in ons prediking. Jy moet dit net voor Vrydag skryf sodat ek dit kan inwerk. En ek wil jou ook na hoofstuk 3 verwys wat 'n pragtige lied bevat, wat hy uiteindelik vir ons wil gaan aanleer om hoop in hierdie situasie te gee. Die pragtige lied wat ons ook ken vandag, The Steadfast Love of the Lord Never Ceases. Dis die lied wat ek hoop ons gaan aanleer. Laai die boek af wat ek op die webtuiste vir jou gegee het. Lees dit, gebruik dit en regtig kom voor die Here, ook met jou eie klag waar jy die situasie van ons bevind, dat jy dit voor die Here bring. Die dagbestuur het gesels oor die moontlikheid om weer met ons eredienste te begin. Ons het besluit om ten minste nog 2 weke te wag, om groter duidelikheid te kry. Ons sal ook duideliker weet rondom die hofsaak wat op die oomblik rondom die vlak 3 inperking reëls bestaan. Dit sal oor 2 weke sal dit duidelik raak wat daarmee gebeur. Ons is wel besig om 'n COVID-19 bedryfsplan uit te werk vir voorlegging aan die kerkraad, en ons sal julle daaroor ingelig hou. Groot nuus is dat ons informele erediens hervat. Dit het 'n nuwe naam, Pals. Pals is 'n vriendelike en moderne erediens waar ons op 'n eerlike, praktiese en ook kreatiewe manier kyk na relevante kwessies uit 'n Christelike perspektief, en ons leef vanuit ons Christelike identiteit. Vanaand gaan dit oor angs en vrees, 1800, 6 uur vanaand op dieselfde kanaal. Ons sal dit wel in 'n aparte playlist sit, maar jy sal dit by dieselfde kanaal sal jy dit vind. Siekes, John Burnell het hierdie week geval in 'n fratsongeluk met haar hond, skouervervanging gistermiddag ondergaan. Ons dink aan jou en ons bid vir jou. Verjaarsdag, Marie Kreur, Martin Meyring, Theo Reitenbach, my seun Arno, verjaar vandag, baie geluk aan julle, en die res van die name sal julle op die webtuiste kry vir die mense wat hierdie week verjaar. Daar is nog steeds behoeftes aan kos en klere. Ons wil vra dat julle die swart sakke wat ons met lydenstyd ingesamel het, wat julle volgemaak het met klere, dat ons dit nou insamel. Dit kan hierdie week afgelewer word by Jaco en Annemarie Barnard, by Boknorstraat 6. Enige tyd hierdie dag. Klere is steeds 'n baie groot behoefte, en ons wil graag daarin voorsien. En dan natuurlik die kos is nog steeds ook 'n behoefte. Ons vra dat julle Theo se lysie in ag sal neem,
en daar vir hom sal bydraes gee. Die inligting is op die lysie self, en dan Elsje, Nelson en Cecile later gaan saamlik kos in vir die ACVV en deel dit uit. Julle het ook die lysie daarvoor. Natuurlik is daar ook nog bydraes welkom vir die noodfonds. Merk dit net noodfonds as jy dit EFT na ons bankrekening. Like sommer nou die YouTube kanaal, daar op jou skerm is die rooi subscribe knoppie. Dan sal jy altyd die kennis van ons video's sal jy ontvang. Ons begin met woorde uitklaagliedere, die ding wat ek graag vir julle wil aanleer deur hierdie 5 weke. Dit roep ek in herinnering, daarom het ek hoop, sê Jeremia, die troue liefde van die Here vergaan nie, want sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid, en daarom groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan 'n lied sing wat spesifiek gemik is op voorbereiding. Dis Vonk 159, Heer, ons dink aan Afrika. Oh
En wat is hulle name? Mila en Milo. Wie's Mila? Mila en Milo. Hey, môre maatjies, hoe gaan dit met julle? Oh, kyk vir Prinses. Sy is mos meer as 'n oorwinnaar, maar sy is weer 'n bietjie stage fright vandag, jong. Want sy het nou baie kompetisie met hierdie hondefoto's gekry. Jo, maar julle het vir ons mooi foto's gestuur, jong. Ek moes baie mooi kyk om wenners te kry. Nee, Lola? Lola wil ook weet wat aangaan. En Lola, wie is die wenners? Die wenners is Krishke en Marley. Baie geluk julle. Ek gaan vir julle magnums kom aflewer, hoor. Die Here ken jou naam. Die Here ken jou naam. Nou ja, maats, ek is bly ons kon oulike wenners kry vir ons troeteldier kompetisie. En baie dankie vir almal wat ingeskryf het. Julle troeteldiere is baie oulik en ek hoop hulle hou vir julle mooi company daar by die huis in hierdie grendeltyd. Nou julle sal onthou dat ons nou al vir 'n rukkie praat oor ons identiteit. Ons ID boekie. En hier op aarde het ons 'n identiteit en hier op aarde het ons 'n pappa en 'n mamma. Maar in die hemel het ons ook 'n identiteit en dis ons heel belangrikste identiteit. Onthou julle wat ons alles gesê het? Ons het gesê dat Adam en Eva was God se verteenwoordigers gewees. Maar toe kom die sondeval, nê? En toe moes Jesus vir ons kom sterf aan die kruis. En toe kan ons weer sê ons is God se kinders. Ons is koningskinders. En weet julle wat is wonderlik daarvan? Ek is 'n koningskind en jy is 'n koningskind. En dit beteken ons is boeties en sissies van mekaar. In die hemel is ons almal familie. Die Here is ewe lief vir ons. En vandag wil ek vir julle sê, ons as koningskinders kan altyd een ding weet. Die Here is verskriklik lief vir ons. Hy sê in die Bybel, hy het ons wonderlik gemaak. Elkeen van ons is wonderlik gemaak. In Psalm 139 vers 14 sê hy, ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Ja, elkeen van ons kan dit sê. Wat die Here gedoen het, vervul ons met verwondering. Dit is so great, dat ons elkeen kan weet. Die Here sê, hy het ons wonderlik gemaak. So ons is nie net sy kinders nie. Ons is vir hom baie spesiaal. So maats, wat sê dit van ons identiteit in die hemel? Dit sê dat ons God se kinders is, en dit sê, dat vir hom is ons baie spesiaal. Nou ja, ons gaan volgende week weer 'n lekker kompetisie hou. Vanaand is vir die eerste keer ons informele Pals erediens op YouTube. 6:00 vanaand. Julle moet asseblief inskakel. Ons gesels vanaand oor wat maak 'n mens bang. Vir al die ouer kinders en die pappas en mammas, skakel gerus in en kyk hoe hanteer ons angs en vrees. Ons gaan lekker daaroor gesels. Bye maats. Het niemand jou vertel? Hy het die hare op jou kop getel, selfs die sproete op jou vel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bring vir U ons mense hier in die gemeente. Ons bring hulle met hulle nood, met hulle verwagtings, met hulle drome vir die toekoms, wat vir sommige onderskoot is, en bid dat U op besondere maniere sal ingryp. Ons bid vir ons mense in hierdie land,
Ons bid vir helderheid, vir wysheid, dat daarvan die konflik wat op die oomblik bestaan tussen regulasies en die ervaring daarvan onder die publiek na 'n stuk eenheid, 'n saamwerk vir 'n toekoms wat almal kan laat floreer, gewerk sal word. Ons bid dat U dieselfde sal doen in die wêreld. En mense by 'n eenheid sal bring oor wie U is, wat U doen en hoe ons met U in gehoorsaamheid en 'n gemeenskap met U kan lewe. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Wat doen jy as jy bang is? Ek onthou toe ek 'n kind so 6 jaar oud was, gaan kuier op my oom se plaas in Sutherland distrik. Die aand die groot mense verder gesels in die plaashuis sitkamer. Ek en my broer het gaan slaap in die opstal, so eentjie van die plaashuis af gewees, so klein sloot daartussen wat nogal donker was. Ek meen as jy daar deurstap het heeltemal verdwyn, so groot as ek was op 6 jaar. En hy slaap geraak en toe wakker geskrik en sien skaduwees teen die muur en hoor die sinkplate kraak. Baie bang geraak en gehardloop so vinnig as ek kan deur die slot tot oor die grasperk tot by die plaashuis en ingestorm in die sitkamer. En daar aangekondig toe almal nou verbaas na my kyk, ek was niks bang nie. Ja, nee. In The Sound of Music sing Maria en leer sy ons 'n lied aan dat as 'n mens bang is, dan dink jy net aan jou favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. Soms moet daai favorite things tasbare goed raak, 'n voorwerp of 'n mens, soos wat ons in die strokiesprent Peanuts lees. Linus van Pelt is nou nie ons plaaslike Linus nie, het 'n kombersie wat hy oral met hom saamdra. En dit help hom as hy bang is. Trouwens, die uitdrukking Linus kombersie word deur sielkundiges gebruik as 'n beskrywing van 'n voorwerp, maar soms is dit 'n persoon wat vir jou gerusstelling en troos gee. Ons lewe egter in 'n tyd wat sulke tipe rasionalisering, favorite things, favorite kombersie, jou nie gaan help nie. Ons gunsteling goed gaan nie help nie. Daar's niks fout daarmee nie, maar ons het meer nodig. Ek weet, ek praat met mense wat op verskillende maniere op krisisse reageer. Daar is die optimiste wat na hierdie tyd kyk en sê, daar is baie positief, ons kan baie dinge hier leer, daar's geleenthede wat nou oopgaan, wonderlike goed wat gebeur, maar hulle mis die pyn. Die pessimiste kyk hierna en sê, you ain't seen nothing yet. Hulle mis weer die geleentheid van hierdie tyd van inperking en van die leed wat daar in hierdie wêreld is. Die realiste probeer 'n bietjie met 'n plat spieël kyk in die pyn en die geleentheid raak sien. Jy sal self met besluit waar jy inpas en jy sal self met besluit waar ek inpas. Maar ek dink ons moet vir mekaar sê, ons kan nie ontken dat ons in 'n situasie is wat erger is as wat ons gedink het nie, en wat langer gaan duur as wat ons gedink het nie. En dit maak nie saak eintlik of jy dink die inperking is 'n goeie ding of 'n slegte ding nie. Die howe begin die irrasionaliteit van sommige van die inperkings uitwys. Die punt is, ons is waar ons is, en daarin kan ons nie verander nie. En daar is die positiewe. Daar is die dinge wat ons familiewees op 'n nuwe manier vir onsself teruggegee. Daar's die fokus wat sommige ouers nou het op homeschooling. Daar's die bande wat weer versterk is. En daar's natuurlik ook besighede wat juis in hierdie tyd floreer. Dink maar net aan die aanlyn besighede wat nou eintlik al die pad bank toe lag. En ons moet dankbaar wees vir die moontlikhede wat die inperking en wat die hele tyd van die virus vir ons oopgemaak het. Maar daar is ook ongelooflike negatiewe gevolge. Die effek van sosiale isolasie, en net die woord alleen is al 'n geweldige probleem. In plaas van fisiese isolasie te praat ons van sosiale isolasie. Maar die effek daarvan op arme mense is eenvoudig ondenkbaar sleg. Daar is nou onlangs 'n studie gewees van die Universiteit van Johannesburg tussen 13 April en 11 Mei
saam met die RGN. En hulle 12.000 mense het hulle uit 'n ewe kansige koers gekies uit 'n groep van 4 miljoen mense. En dis mense wat almal onder 40 is. En wat wys dat werkloosheid ongelooflik toegeneem het. 13% van daai mense wat getoets is, het sedert die aanvang van die inperking, is hulle afgelê, het hulle nie meer werk nie. Net 3% van die mense kon van die huis af werk. Net 4% van die mense het baat gevind by werkloosheidversekering. 60% van daai mense sukkel om hulle finansiële verpligtinge na te kom. En hulle is glad nie gepla met die verbod op rook en daar is nou die toegewing rondom drank, maar hulle is glad nie gepla oor drank nie. Hulle gaan slaap honger. Mense is ook ongelooflik baie bang, gespanne. 60% mense ervaar spanning. Eensaam. 29% van daai mense sê dat hulle eensaam is. Gefrustreerd, geïrriteerd, sê 35% van die mense. Selfs die ervaring kry jy eintlik by mense wat nou nie terug kan gaan na besighede of na werk toe, maar wat steeds die ervaring het van stres wat hulle daar ervaar, gaan hulle miskien aansteek, gaan hulle miskien iemand by die huis aansteek. Daar's kinders wat nie skool toe wil gaan nie, want hulle is bang van wat hulle kan terugbring vir hulle ouers en vir hulle ander huisgenote. En dan is daar die mense wat nie essensiële werk doen, volgens die regering, haarkappers, gasthuise, en dis onrusbarend te weet dat die geld wat jy het om hierdie tyd vir jou voorsiening te maak, om te sien hoe dit minder en minder raak, en nou uiteindelik agter te kom, maar dis die laaste geld wat jy kon betaal. Daar is nie nou meer nie. As die inperking nie gelig word nie, dan sal jy jou besigheid moet toemaak. En dit roer my aan die hart, dat daar mense is wat op daai punt in hulle lewe nou sit, as gevolg van die feit dat hulle as nie essensieel geoormerk word. En dit is waarom ek besluit het om klaagliedere met julle deur te lees. Want dis vir so 'n toegevalde situasie. Nou of jy nou spesifiek self daarin sit, en of dit iemand is wat naby jou is, of jy dit maar net lees in die koerante. Dis vir mense wat in 'n toegevalde situasie sit, is dis waarvoor klaagliedere daar is. Sodat daar gebid kan word op 'n baie spesifieke manier, nie maar net 'n oppervlakkige gebed, die Here laat dit met ons goed gaan nie. Nie 'n gebed wat die diepte van die emosies, die diepte van die pyn wat mense ervaar, op 'n manier eerlik in die oë kyk, en dan met die Here begin gesels, oor daai diep gevoelde, diep solidariteitsgevoelde pyn wat jy saam met mense ervaar. Jeremia se ingewande sê hy was in beroering. Sy hart het omgedraai in sy binneste. Hy sê binnekant was dit soos die pes. So het sy hart gevoel. Klaagliedere 1:20. Nou kom ons luister dan na op 'n tweestemmige manier, want daar's twee stemme, die profeet praat in hierdie eerste gedig, en ook Jerusalem, die stad, so tweestemmige manier. En ek het vir John James en vir Jenny Jacobs gevra om dit vir ons voor te lees. Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies, die prinses onder die provinsies, verrig dwangarbeid. Bedroef huil sy snags, die trane stroom oor haar wange. Daar is niemand onder haar geliefdes wat haar troos nie. Al haar vriende het haar verraai en haar vyande geword. Gebuk onder die lyding en geweldige onderdrukking, het Juda in ballingskap gegaan. Sy bevind haar onder die nasies. Sy vind geen rus nie. Almal wat vir haar agtervolg, het haar in haar benoudheid ingehaal. Die paaie na Sion treur, want niemand reis na haar feeste toe nie. Al haar poorte is verlate, haar priesters sug, haar jong meisies is bedroef, en sy het dit bitter. Haar teenstanders het die oorhand gekry, haar vyande lewe rustig, want die Here het haar laat lei, omdat sy soveel keer oortree het. Haar kinders moes as ballinge voor teenstanders uitloop. Weg is al die luister van die dogter van Sion. Haar leiers het soos rooi takbokke sonder weiding geword. Kragteloos het hulle voor hulle agtervolgers uitgevlug. Van nood en omswerveringe onthou Jerusalem alles wat vir haar kosbaar was in die verlede.
Toe haar volk uit die hand van teenstanders val, was daar vir haar geen helper nie. Die teenstanders het na haar gekyk, oor haar ondergang gelag. Groot is die sonde van Jerusalem, daarom het sy onrein geword. Almal wat haar geëer het, verag haar omdat hulle haar naaktheid gesien het. En sy kreun en draai weg. Tot aan haar klere kleef haar onreinheid. Sy het nie gedink aan wat van haar sou word nie. Haar ondergang was verskriklik. Daar is niemand wat haar troos nie. Here, kyk tog na my nood, want die vyand is vermetel. Teenstanders het alles wat vir haar kosbaar was ingepalm. Ja, sy moes toekyk hoe die nasies haar heiligdom betree. Hulle vir wie u belet het om in u gewyde vergadering te kom. Kreunend soek haar hele volk na kos. Om te oorleef het hulle kleinode verhuil vir iets om te eet. Kyk tog, Here, sien raak hoe ek verag word. Laat dit julle koud, julle almal wat met die pad verbygaan. Sien dit tog raak en kyk, is daar nog smart soos die smart wat hy my aangedoen het, wat die Here my op die dag van sy groot woede laat lei het. Met vuur uit die hoogte het hy my gebeente oorweldig. Hy het 'n vangnet vir my voete gespan, my laat terugstyer. Hy het my aan verlatenheid oorgelewer, heeldag voel ek swak. Die juk van my oortredings is swaar. Dit is vasgemaak deur sy hand. Dit druk op my nek. Hy het my kragte laat ingee. My Heer het my oorgegee in die hande van diegene teen wie ek geen weerstand kan bied nie. My Heer het al my sterk manne binne in my byeengejaag. Hy het feestyd oor my uitgeroep vir die slagting van my jong soldate. My Heer het die jong meisie, die dogter van Juda, in die parskuip vertrap. Aanhoudend huil ek hieroor. My oë stroom van trane, van die trooster wat my kon opbeheer, is ver van my af. My kinders is verpletter, van die vyand het die oorhand verkry. Sion strek haar hande uit, maar daar is niemand om haar te troos nie. Die Here het almal om Jakob teen hom opgeroep, as sy teenstanders. Jerusalem het tussen hulle 'n onrein vrou geword. Verdig is die Here. Ja, ek het teen sy woord gerebelleer. Luister tog alle volke en sien my smart raak. My jong vroue en jong manne het in ballingskap gegaan. Ek het geroep na die wat my lief het, maar hulle het my in die steek gelaat. My priesters en oudstes het in die stad omgekom toe hulle na kos gesoek het om te oorleef. Kyk, ek is benoud, Here, my ingewande gloei. In my krimp my hart ineen, want ek was baie opstandig. Buite maai die swaard af, en in die huis is dit soos die dood. Hulle hoor dat ek kreun, maar niemand troos my nie. Al my vyande hoor van my rampspoed. Hulle juig omdat u dit veroorsaak het. Laat kom die dag wat u bepaal het, sodat dit met hulle kan gaan soos met my. Laat al hulle boosheid voor u kom, en doen aan hulle wat u aan my gedoen het, oor al my oortredings. Ja, ek sug baie, en my hart is ontstel. Nou, ek weet dat ons 'n negatiewe konnotasie met kla het. En die Bybel wys reg 'n sekere manier van kla af. Dis daardie tipe klagtes wat jy so onderlangs brom, so onderlangs mompel. Die Bybel noem dit murmureer of selfs rebelleer. Dis wanneer jy die Here verkwalik dat dinge so verkeerd gaan. Maar klaagliedere is 'n ander manier van kla. Bregeman sê, it is an honest facing of the darkness. Dis om eerlik jou vrees en die redes daarvoor in die oë te kyk en met die Here deur te bid, met al die donker emosies wat jy ervaar, om jou gevoelens, gedagtes te maak, het onder woorde te bring, sodat jy dit self kan verstaan en jy dit kan deurbid met die Here. En is hierdie manier van kla wat ons moet aanleer, 'n Bybelse manier van kla. Miskien moet ons die woord wat in Afrikaans bestaan begin aanleer, lamenteer, want ons assosiasie met kla is nie baie goed nie. Lamenteer is om te weeklaag, om te huil, om te kerm, om al jou emosies in te sit in jou gebed, om niks terug te hou,
om alles vir die Here te sê. Nou, hoe doen jy dit? Hoe lamenteer jy? In die eerste hoofstuk is daar 4 dinge wat vir Jeremia ons leer hoe mense lamenteer. Die eerste ding is, hy staar die leed van die hede, dit wat hy ervaar, dit wat die stad ervaar, dit wat die mense ervaar, eerlik in die gesig. Trane stroom oor haar wange, as hy na Jerusalem kyk. Sy vind geen rus nie, sy het dit bitter, sê in vers 1 tot by vers 4. En dan kan hy sy eie trane nie keer nie, en sê aanhoudend huil ek hieroor. My oë stroom van trane, vers 16. Veral as hy Jerusalem hoor uitroep, my kinders is verpletter. En hy weet dit is waar. Want vir so verwoord het, alles wat vir haar kosbaar is ingepal. Kreunend soek haar hele volk na kos. An honest facing of the darkness. Dit help nie om leed te ontken nie. Dit help nie om vir mense te sê, daar is 'n silwer randjie om die donker wolk van jou leed. Dit help nie om die goeie gevolge van 'n ramp wat 'n mens ervaar, as 'n sugar-coated pil vir mense te gee nie. Mense wat swaar kry, word nie daardeur gehelp nie. Die leed moet vierkantig in die oë gestaar word, hoe moeilik dit ook al is. Dis die begin van die pad van genesing. Die tweede ding is om die gevolge van enige sonde wat daar miskien in die verlede is, om dit eerlik voor die Here te bely en 'n eerlike beoordeling van daai situasie waarin ons is as gevolg van goed wat in die verlede kom, om dit eerlik te beoordeel. Sê Jeremia, groot is die sonde van Jerusalem, daarom het sy onrein geword. Tot aan haar klere kleef haar onreining. Vers 8 en 9. Jeremia steek niks weg van haar sonde nie. Maar hy weet, dit is die rede waarom hierdie groot ramp vir haar getref het. 4 eeue lank is Jerusalem gewaarsku. Elke profeet het haar sonde uitgewys. Daar was selfs 'n gedeeltelike wegvoering in 722 voor Christus. Maar selfs deurdat sy gesien het die 10 stamme, die noordelike stamme weggevoer, het Juda en Benjamin nie tot inkeer gekom. Jeremia som dit so op in vers 9, sy het nie gedink wat van haar sou word nie. Ja, absoluut niks om die foute wat begaan is, die sondes wat aan die wortel lê van die leed van hierdie wêreld, om dit te ontken. Mense leef in hierdie wêreld asof God nie bestaan nie. Asof hy nie duidelik in sy woord geskryf het hoe ons moet lewe en wat nodig is om sy guns op alle vlakke van die samelewing te beleef. Die Spreuke sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. Die einde daarvan is weë van die dood. Hy sê dit eintlik op 2 plekke. Hoofstuk 14:12 en 16:25. In die derde plek, met die oordeel van die Here, die dinge wat gebeur, wat sleg is, moet 'n mens aanvaar. Dit is hoe dit is. Want dis waar die begin van die verandering lê. As 'n mens eerlik is oor wat gebeur, en eerlik is oor die redes wat daar agter lê. Jeremia is eerlik oor Jerusalem se sonde. Hy sê, die Here het haar laat ly, omdat sy soveel kere oortree. En hy verbind dit aan wat God doen. Dis die begin van herstel, as 'n mens die Here erken in voorspoed en ook in teëspoed. So sê Jerusalem, die stem binne die eerste gedig, met vuur uit die hoogte het hy my gebeente oorweldig, hy het my laat terugstyg, hy het my aan verlatenheid oorgelewe. My Heer het al my sterk manne binne in my byeengejaag. Hy het 'n feestyd oor my uitgeroep vir die slagting van my jong soldate. My Heer het die jong meisie, die dogter van Juda, in die parskuip vertrap. Nou vir hierdie deel van die lament is dit nodig om jouself af te vra of jy regtig glo dat God agter alles is. En of jy eerder tevrede gaan wees met 'n mediese of politieke verklaring van ons situasie. En moenie dink dat dit anders was vir Jeremia hulle nie. Die oppervlakkige rede vir die ballingskap was 'n politieke een. Nebukadneser het Jerusalem beleer, om ingeneem en die volk in ballingskap weggestuur. Want Juda het Egipte ondersteun teen die Galdeërs. Maar die geestelike rede was dat die volk nie meer die Here gedien het
En dit was die diepe rede vir die krisis in hulle lewe. En laat ons eerlik wees oor die virus en die impak wat dit in hierdie wêreld het. God is soewerein. Niks gebeur sonder sy verlof op hierdie aarde nie. En soos ons in Openbaring gelees het, die afgelope tyd, alle groot pandemies is 'n waarskuwing van God, 'n oproep om tot hom terug te keer, om tot bekering te kom. Dis baie keer al manier waarop hooggeplaastes en magtiges bereik kan word. En miskien is dit die belangrikste ding wat ons hier moet leer, is dat God soewerein is. Dat hy besig is om 'n wêreld te leer dat hulle nie sonder hom kan klaarkom. As almal dit maar net sou agterkom en daai sou leer. Maar dan die vierde ding van 'n lament is om dan te vra vir die Here se ingryp vir die toekoms met 'n belydenis van sonde, aanvaarding van God se oordeel en van sy soewereine hantering van ook so iets soos hierdie virus. Open die weg na gebed om herstel. Waar ons vir die Here kan vra om in te gryp en verandering te bring. Waar ons erken dat hierdie wêreld hom nie dien nie, maar ook ons eie nood vir hom bring. Dit is my so interessant in hierdie eerste gedig, dat Jeremia ook sy eie nood voor die Here bring. Hy sê, Here, kyk tog na my nood. Want hy was die gehoorsame een. Hy was die een wat die profeseë vir omtrent 40 jaar in sy bediening vir die getrou vir die volk gebring het. Hy gesê, julle mag nie so optree nie. Daar sal 'n oordeel kom. Julle sal in ballingskap weggevoer word. Maar hy het self gelei daaroor. My waarheid is sê, hy het hierna nog gelei, deurdat hy uiteindelik weggevoer is na Egipte, die plek wat eintlik al die probleme vir Israel veroorsaak het. En Jerusalem self, in die gedig, echo hierdie erkenning van nood en die vraag dat die Here regtig sal ingryp en sê, Here, sien raak hoe ek verag word. Ja, Here, U is regverdig, sê Jerusalem saam daarmee. Ja, ek het teen U woord gerebelleer. En sy verbind haar ontsteltenis aan haar omstandigheid. En sê, kyk, ek is benoud, Here, my ingewande gloei, in my krimp my hart ineen, want ek was baie opstandig. Dit is hoe jy lament. Dit is hoe jy eerlik voor God kom. Eerlik jou pyn vir hom uitskreeu selfs. Eerlik is oor die situasies wat dit tot gevolg het. Dat God nie erken word soos wat hy dit wil nie. Maar dan ook die nood vir God so bring en saam met belydenis van sonde vra, Here, verander tog nou ook ons lot. En dan sal jy 'n nuwe lied leer, soos wat Jeremia vir ons in hoofstuk 3 gaan leer. Waar hy sê, dit roep ek in herinnering. Daarom het ek hoop, die troue liefde van die Here vergaan nie. Want sy ontferming ken geen einde. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is U getrouheid. Jeremia sal vir ons nog baie ander dinge leer, en vir ons nog meer leer hoe 'n lament werk, maar hierdie woord, waar jy 'n nuwe lied gaan aanleer, 'n lied van hoop, 'n lied van ontferming, 'n lied van die troue liefde van die Here, dis die een wat jou uiteindelik hoop sal gee, sodat jy uit hierdie situasie kan opstaan, en kan floreer voor die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, elkeen van ons ervaar pyn op verskillende maniere. En ons is eintlik ook op verskillende vlakke in terme van ons ervaring en ook selfs die mense van ons wat U dien. Kom as ware onverdiend hierin. En dan die mense wat in hierdie wêreld U nie dien nie, kom waarskynlik ook op 'n verdiende manier daarin, omdat hulle U nie erken nie. Maar of dit nou verdiend of onverdiend is, Here, almal van ons het pyn. En daarom wil ons, Here, dat ons die donkerte wat oor hierdie wêreld is, eerlik erken en in die oë staar. Kom vra, dat U 'n nuwe bewussyn van Uself sal skep, en dat U verandering sal bring. Dat U mense tot bekering sal lei, en verligting sal bring, daar waar situasies regtig vasgevall is. Dit bid ons in die naam
Amen. Jy kan die Here nou dien met jou dankoffer. Jy kan jou bydrae gee met SnapScan wat nou op die skerm verskyn. Ek sal dit aan die einde ook net weer so 'n kortertjie wys dat jy net die kode kan kry en dan dit kan gebruik. En ons het 'n bydrae van Hugo Wolmrans. Baie bemoedigend. Luister ook na die liedjie wat hy aanbeveel. Ek het die skakel op die web sal ek vir julle gee sodat julle dit kan luister. The Blessing of South Africa. The Lord bless you. Goeiemôre gemeente. Dis lekker om vanoggend sommer net weer met julle 'n paar gedagtes te kan deel van hierdie kant van die wêreld. Dankie vir die uitnodiging om sommer vanoggend saam met julle by die erediens ook betrokke te wees. Met ons as 'n familie aan hierdie kant van die wêreld, dit gaan goed. Ons is almal gesond. Die skole is nog aan die gang nie en so John is nog by die huis, Marlena is nog by die huis. En ons probeer maar ons bes soos almal in Suid-Afrika. Ook hierdie kant probeer ons maar ons bes om die kinders aan die gang te hou terwyl hierdie pandemie ook nog aan die gang is. John veral, hy mis die interaksie met sy skoolmaats en die skoolstruktuur en om die onderwysers te sien en so en so. Baie dankie dat julle ook daarvoor bly bid. Soos wat julle weet, Jackie, sy so 2-3 ure per dag is sy by 'n skool vir gestremde kinders wat baie erg gestremd is. En ek sal bly wees as julle sal bly bid daarvoor. Jy weet, sy gaan nog aan met haar gewone roetine. Wat my betref, ja, my roetine verander nie veel nie. Dit is nog steeds maar uitdagend, dit is aan die gang. Tans, jy weet, ek kyk na 300 sendelinge op die veld wat in die Midde-Ooste is en van hulle bly in plekke soos Djibouti, ander in Saudi-Arabië, Irak en ook in Sirië en Egipte en so aan. En daarom die werk gaan maar net voort soos gewoonlik. En ek dink dat soos wat 'n mens, jy weet, dink aan hierdie pandemie, dan herinner dit die Here mens maar net aan die woorde. Ek het nou onlangs net die stuk weer gelees uit Romeine 8 uit, wanneer Paulus half beskryf hoe dat die hele wêreld half kreun, asof dit in geboorte is. En daai woord in Engels is groaning, as in the pain of childbirth. En wanneer ek kyk na dit wat in die gang is rondom ons, dan herinner my aan half van daardie gedeelte. Maar wat ook belangrik is dat in daai groaning is nie net 'n hopelose groaning. Dit is nie half wat net gebeur nie. Dit is ook 'n groaning, maar daar is 'n stuk hoop wat daarmee saamkom. Daai eerste vrugte van die Gees wat voortkom. En daarom bid ons dat soos wat hierdie pandemie oor die hele wêreld aan die gang is, dat daar ook iets nuuts sal gebeur, dat daar 'n nuwe verwagting sal wees van wat die Here wil doen. En in ons deel van die wêreld is daar veral 'n paar goed wat vir ons wonderlike geleentheid gee om die evangelie met mense te deel op hierdie stadium wat ons voorheen nooit kon aangedink het nie. In die eerste plek, daar's groot dele van die Arabiese wêreld is daar vlugtelinge, mense wat letterlik niks het nie. Hulle het klaar gevlug van regerings af, van oorloë af en al die tipe van goeders. En ons het die geleentheid om deur middel van kospakkies en medisyne uit te reik na mense toe. En veral in Libanon, ook in Jordanië, in Bethlehem in die ou deel van in Israel, ook in Jemen, in Djibouti, veral in die kampe met Jemeni vlugtelinge en in Egipte met Sudanese vlugtelinge. Is daar 'n baie groot geleentheid vir ons om kospakkies vir mense te doen. En tans probeer ons kos voorsien vir so 4.500 na 5.000 gesinne per dag, of jy weet, ons maak pakkies op wat half vir 'n week op 'n slag aan die gang is. En so dit is miskien waarvoor jy prakties kan bid, dat jy weet, as die Here skryf oor as mense lees in die Bybel van die weduwee wat sy olienood uitgeloop het terwyl sy moet sorg in die tyd van die droogte. En dit is half my gebed, dat hierdie olie nie sal ophou nie, dat ons sal bly fondse in die hande kry ensovoort om hierdie kos te kan bly voorsien vir mense. So daarvoor sal ek bly wees as julle daarvoor kan bid. Die ander ding wat ek ook baie opgewonde is, wat op die oomblik aan die gang is ons media uitreik.
Dit gaan voort. Die pandemie het dit nie geaffekteer nie. Mense is bereid om online te gaan. Hulle is bereid om disippelskap te ontvang en om met mense te praat. En dit is vir my nogal baie positief. Maar so ons wil vir julle sê baie dankie dat julle nie teenstaande dat alles so abnormaal is, dat julle bly bid, dat julle omgee, dat julle bid vir ons, dat julle bid vir die bediening. Mag die Here julle daarvoor seën en ek wil vir julle tog net aanmoedig, daar is 'n nuwe beweging wat oor die wêreld aan die gang is en dit is 'n liedjie wat genoem word The Blessing. En daar is een in Suid-Afrika gemaak, daar's een in Engeland gemaak en reg oor die wêreld is kerke kom saam om hierdie blessing te maak. En wat vir my mooi is daarvan, is dat dit gaan oor die generasies, dat hulle geseën word. En dat nie teenstaande dit wat ons nou beleef, dan kyk ons vorentoe na wat die Here wil doen in die midde van dit alles, in elkeen van ons persoonlike lewens, maar ook in die lewens van ons gemeentes en in ons gemeenskappe. Baie seën vir julle en baie dankie vir die geleentheid om sommer net 'n paar gedagtes vanoggend met julle te kan deel. Totsiens. The Lord bless you. Kom ons sing nou daai pragtige lied Vonk 40, kom en vul ons met vrede. Ek seën julle met die seën wat daar in Jeremia se klaagliedere is. Hoofstuk 3. Goed is die Here vir hulle wat op hom wag, vir die mens wat na hom soek. Goed is dit om stil te hoop op die verlossing van die Here. En die gemeente sê, Amen.